wat is dan nou meer Suid-Afrikaans as 'n broodjie op jou kuiertafel? Maar kyk, deesdae as jy mos sê brood, kry almal angsaanvalle en hardloop weg. Ek is trots Suid-Afrikaans en glo aan brood op die tafel. Al is dit nou selfs in die blompot. So, ek gaan jou wys hoe om 'n broodblompot te maak. Baie eenvoudig. Dan kyk jy supermark vir daai klaar sakkies winkeldeeg. Ek is mal oor 'n kort pad vat. So baie maklik. Al wat jy doen is, rol die deeg in 'n lang deegbors, dan draai hom om 'n blik soos 'n leë tomatiesous blikkie of 'n sousbone blikkie. Draai hom soos 'n worsie reg rondom binne in 'n diep koekpan. In 'n warm oond tot mooi goudbruin en bros. So wat jy mee opeindig is 'n broodblompot soos hierdie. Perfek vir jou kuiertafel. Kom ons sit ons blompotte aan mekaar. Dus blompot op 'n mooi enamelbord en dan heel eenvoudig. Kry die mooiste, geurvolste bosselkruie wat jy jou hande op kan lê. 'n Mengsel van fynbos, roosmaryn, roosmalva, dink aan geurvolle kruie. Jy wil hê die oomblik as jy hierdie broodblompot op jou tafel neersit, jou gaste moet snak na hulle asem en die geure van kruie moet hang in die lug. 'n Klein bossie kruie binne in ons blompot in. Die dae van perfekte rangskikkings is altyd verby. Dit gaan oor die geure, die kleure en die liefde. Nou 'n ander opsie vir hierdie internasionale broodblompotte. Bak jou brooddeeg in vlak koekpannetjies, dan kry jy 'n kort broodblompotjie soos hierdie. Nou kyk by jou kwekery of tuinwinkel vir hierdie klein terrakotta potjies. Eenvoudig, druk hom binne in jou broodblompot en dan vul ons hom weer 'n keer met vars, geurvolle kruie. Druk sommer kort bossies binne in hierdie terrakotta potjie. Onthou, soos ek vroeër gesê het, dit hoef nie perfek te wees nie. Hierdie gaan oor liefde, geur en kleur.